Loof om met die trommel, loof om met die harp, loof om met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Prys om met jou stemme, prys om my die hart, prys om in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Loof om met die trommel, loof om met die harp, loof om met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Wie's die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Wie's die koning van die oerwoud? Wie's die koning van die see? Wie's die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Sy naam is Jesus, die koning van my hart. Wie's die koning van die oerwoud? Wie's die koning van die see? Wie's die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Sy naam is Jesus, die koning van my hart. Sy naam is Jesus, Jesus. Sy naam is Jesus, die koning van my hart, die koning van my hart, die koning van my hart. Stories van die Bybel. Naaman word gesond. Hierdie is Naaman. Hy was 'n groot leier in die leer van die koning van Aram. Hoewel Naaman 'n kragtige vegter was, het hy melaatsheid gehad wat veroorsaak het dat hy sede oor sy liggaam het. Naaman het 'n diensmeisie in sy huis gehad, 'n jong meisie van Israel. Hierdie jong meisie het Naaman se vrou gedien. Eendag het die meisie vir Naaman se vrou gesê: "Ek wens my meester wil na die profeet in Samaria gaan. Hy sal hom genees van sy melaatsheid." "Regtig?" "Ja."
Toe het Naaman na die koning van Aram gegaan en hom vertel wat die jong meisie gesê het. Die koning het vir hom gesê om na die profeet toe te gaan en het vir hom 'n brief gegee om aan die koning van Israel te oorhandig. Ja, meneer. Hy het die brief van sy koning aan die koning van Israel gegee, waarin gevra is dat die koning Naaman moes genees. Toe die koning van Israel die brief lees, het hy baie ontsteld geraak. Hy het geweet hy kon Naaman nie genees nie en het gedink die koning van Aram probeer 'n stryd begin. Maar daar was 'n man van God in Israel met die naam Elisa. Hy was 'n profeet en sy werk was om vir mense te sê wat God wou hê hulle moes hoor. Hy het ook baie wonderwerke gedoen deur die krag van God en mense van hul siektes genees. Toe hy hoor dat die koning van Israel ontsteld was, het hy vir hom 'n boodskap gestuur en gesê: Waarom is jy so ontsteld? Stuur Naaman na my toe en hy sal leer dat daar 'n ware profeet in Israel is. Toe het Naaman na Elisa se huis gegaan, maar Elisa het 'n boodskapper uitgestuur met hierdie boodskap: Gaan was jou 7 keer in die Jordaansrivier, dan sal jou vel weer gesond wees en jy sal van jou melaatsheid genees word. Dit het Naaman kwaad gemaak, want hy het gedink Elisa sou self kom, oor hom bid en met sy hand oor hom waai om hom te genees in die naam van God. Hy het nie verstaan waarom hy net in die rivier van Israel moes gaan was nie. Naaman het toe omgedraai en baie kwaad weggestap. Maar sy offisiere het hom aangemoedig om te doen wat Elisa gesê het. En Naaman het van plan verander. Naaman het toe afgegaan na die Jordaanrivier en homself 7 keer daarin gedompel, soos Elisa beveel het. Sy vel het so gesond soos die vel van 'n jong kind geword. Hy was genees. Oh, wow. Daarna het Naaman teruggegaan na Elisa toe. Naaman het vir Elisa gesê: Nou weet ek, daar is geen ander God in die hele wêreld nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van die dienaar. Maar Elisa het geweier om die geskenk van Naaman te aanvaar, selfs so hy dit 'n tweede keer aangebied het. Toe het Naaman gevra of hy van die grond van Israel sou kon neem huis toe, en gesê dat hy van nou af net aan die ware God offers sou bring. Elisa het gesê: Gaan in vrede. So het Naaman weer huis toe gegaan, genees van sy melaatsheid deur die krag van God.